Het jy al ooit in jou lewe gevoel dat jy nie goed genoeg is nie? Het jy al ooit in jou lewe gevoel dat wat jy ook al doen, maak nie saak nie, die resultate bly maar net dieselfde. En baie van ons soek na die Here, ons sê, Here, ek wil graag sukses in my lewe hê. En ons kom baie keer op 'n plek waar ons voel, maar Here, ek kry nie hierdie sukses nie. Ek kry nie hierdie deurbraak in my lewe nie. En ek wil vir jou sê, as jy voel, jy sê, Here, ek sukkel om sukses te sien in my lewe. Ek sukkel, soos die Engelse man sê, om u prosperity in my lewe te ervaar. Ek wil vandag vir jou sê, en ek wil stil staan daarby. Psalm 1 kom so mooi. Hy sê, geseënd, en ek wil weer sê, hy sê geseënd is die mens of die man wat nie in die raad van goddelose staan nie. Hy sê, geseënd is die man wat nie omgaan met sondaars nie, wat nie saamspan met ligsinniges nie. Hy sê die volgende, hy sê, maar in die woord van die Here vind hy sy vreugde, en hy sê, hy bedink dit dag en nag. Hy is soos 'n boom geplant by waterstrome, wat sy vrugte gee binne seisoen, buite seisoen. Die eerste 3-4 verse van Psalm 1 is so ongelooflik mooi. Maar weet julle, hy verduidelik ons wat 'n man is wat die guns van die Here beleef. Ek dink ons is baie keer so gefokus op ons omstandighede. En die Here kom en hy rig ons gedagtes net op die feit dat ons geseënd is, omdat ons kinders van God is. Ek en jy hoef nie te sukkel om daarby uit te kom nie. Ek en jy is nie op 'n plek waar ons moet die Here smeek vir sy guns nie. Hoor vanmôre my gebede, hoor vanmôre my hart. Die Here sê, as jy wil geseënd wees, as jy sukses in jou lewe wil behaal, dan moet jy 'n man wees wat God se woord dag en nag oordink. Nou Patrick, wat beteken dit? Dit beteken absoluut dat wanneer jy in 'n situasie kom, en ek weet almal van ons is in 'n situasie, ons is in 'n seisoen, elkeen van ons, die Here het vir ons in 'n seisoen gesit, en ek wil vir jou sê, waar ook al jy jouself bevind, as jy vandag op 'n plek is, waar jy voel, die Here sien jou nie raak nie. Jy voel dalk, yes, Here, ek is al so lank siek, ek vra so lank al na die Here, en het voel net of die Here net stil is, die Here praat nie meer nie. Wil ek jou herinner aan God se woord. Die profeet Samuel kom en hy sê, God does not see as man see. God looks at the heart. En ek dink baie keer staan ons en ons sê, Here, ek soek 'n oop deur. Ek soek 'n deurbraak, Here. En die Here kom en hy sê, ek kan nie daai deur vir jou oopmaak, tensy jou hart nie in die saak reg is nie. En ek wil vir jou sê, Psalm 1 kom nie en hy sê nie vir ons, jy mag nie met sondaars gesels nie. Hy sê nie, jy mag nie met ligsinniges saamspan nie. Hy sê, jy moenie deelneem aan die dinge van die wêreld nie. En ek dink baie van ons sukkel geweldiglik om die Here in ons lewe te sien, omdat ons fokus op die deur is wat voor jou is. Weet julle, in my eie lewe het ek al die Here so aangeroep vir deurbrake. So baie keer in my lewe het ek op 'n plek gekom waar ek sê, Here, U doen dit vir ander mense. Here, ek sien hoe U dit vir ander mense doen. Here, hoekom kan U dit nie vir my doen nie? Ek wil vandag vir jou sê, as jy voor 'n deur staan, die Here sê, kry jou hart gereed. Die Here kom en hy praat met Joshua, hy sê, Joshua, Moses is nie meer daar nie. Ek wil hê jy moet leiding vat. Hy sê, in die Engels sê dit eintlik baie mooi, hy sê, only be strong and courageous.
En die Here gee hom 'n resep. Hy sê vir Joshua, keep the law of Moses and meditate on it. Nou wat wil ek vir jou sê vandag? Wat ek vir jou wil sê is, as ek en jy die guns en die genade van die Here Jesus wil geniet, then we have to meditate upon the word of the Lord. Ek dink ek en jy moet ook besef dat wanneer ons 'n seëning van die Here wil hê, moet ons gehoorsaam wees. Die woord kom baie duidelik, en toe die Here Jesus versoek is, kom die duiwel, soos wat hy maar altyd kom, met al die beloftes, wat daar in die woord van die Here is. Maar Jesus sê, daar staan geskrywe, sy mond is vol van God se woord, sy hart is vol van God se woord, dit loop by sy mond uit soos strome van lewende water, en ek wil vanmôre vir jou sê, jou fokus moet wees om te mediteer op God se woord. Sy woord sê vir ons in Psalm 1, dat ek en jy nie betrokke moet wees met sondige dinge van hierdie wêreld nie. Maar in die boek van Galasiërs kom hy sê, maar ek is saam met Christus gekruisig. En dit is nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat nou binne in my lewe. Jy sien, my boetie en my sussie, ek en jy het op 'n plek gekom waar ons gesê het, as ek nie finansiëel prosper nie, as ek nie finansiëel geseën is nie, dan het die Here my nie lief nie. Dan is ek nie die geseënde van die Here nie, maar ek wil vanmôre vir jou sê, jy besit iets, my boetie en my sussie, wat hierdie wêreld nie kan koop nie, en dit is die Heilige Gees. Ek en jy is so ryk in die Here, en ek wil vanmôre vir jou sê, ek hoor God se Gees sê, raak weer opgewonde oor jou lewe. Luister gou wat ek sê, ons het 'n Vader in die hemel, en daardie Vader is lief vir ons. Ek en jy, ons moet dankbaar wees, ons moet opgewonde raak oor die dinge van die Here. Hy wil hê, soos 'n pa wat na sy seun kyk, wanneer 'n seun dankbaar is, en wanneer ons opgewonde is, dan raak die pa ook opgewonde. Jy weet, maar ons het toegelaat, dat ons gedagtes so fokus op die dinge wat ons nie het nie. En die woord van die Here kom, en hy sê, luister hier my boetie en my sussie, die Here sê, as jy geseënd wil wees, as jy sukses wil hê, mediteer op God se woord. Wat is daardie skrif, wat jy so vashou in jou hart, wanneer die aanvalle van die duiwel kom, wanneer die duiwel vir jou sê, jy is nie goed genoeg nie, wanneer jy die Here aanroep, en jy kry nie jou genesing nie, dan mediteer ons op God se woord, dan sê ons, maar die woord van die Here sê, vir hulle wat glo, sal groter wonderwerke doen, hulle sal duiwels uitdryf, hulle sal gesond maak, hulle sal die dooies opwek. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy is so bekommerd oor jou situasie, jy is so bekommerd om nie genoeg te hê nie, dat ons mis die wil van die Here. Die Here laat baie keer goed toe, en ek wil nie vanmôre in dit ingaan nie, maar ek wil vanmôre vir jou sê, die Here sê, daar's 'n seën vir jou agter die deur, maar is tyd dat jy jou hart reg kry voor die Here. Baie van ons sê, Here, ons is reg, en ons is gereed om in 'n volgende seisoen te gaan. En dan kom die Here en hy sê, maar jy haat jou boetie en jou sussie. Jy kan nie mense haat en my lief hê nie. In die laaste tyd sê die woord van die Here, gaan mense 'n offense vat. Die pastoor het nou nie reg gepreek nie, die sang was nou nie goed genoeg gewees nie, die pastoor het my nou nie gegroet by die deur nie, nou vat ek 'n offense in my hart. En die Here sê, daar's vir jou 'n nuwe seisoen, en ek wil vanmôre dit vir jou los, daar's 'n nuwe seisoen vir jou, my boetie en my sussie, maar jou hart het toegelaat, dat God daardie deur toehou.
En God hou deure toe om ons te beskerm, omdat ons nog nie gereed is vir dit wat die Here in ons lewe wil doen nie. Ek het baie gevra, Here, hoekom stuur U my nie reg rondom die wêreld nie? Hoekom gebruik U my nie so kragtig soos wat U ander mense gebruik nie? Ja, ek is 'n mens, en ons vra partykeer hierdie vraag. En weet julle wat? Die Here sê, en sy woord sê dit ook, vir elke ding is daar tyd in hierdie lewe. Maar kom ek en jy, kom op 'n plek waar ons sê, Here, kom ons wees soos Dawid. Alhoewel Saul vir Dawid gejaag het, alhoewel Dawid weggekruip het, het die Here hom nog steeds gesalf deur die profeet Samuel. Het Dawid nog steeds 'n hart van dankbaarheid gehad. Wanneer ons na sy psalms kyk, sien ons dat hy gedurig deur besig was om sy hart te ondersoek. Maar een ding het hy gesê, Here, vat alles van my af, maar moenie U Gees van my af wegvat nie, Here. Moenie U Gees, U teenwoordigheid. En ek wil vanmôre vir jou sê, take hope. Jessie, ek wil vanmôre vir jou sê, jy het die Gees van die Here in jou. My boetie en my sussie, moenie opgee nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, gaan sit op 'n plek en sê, Here, hier is die resep. U het gesê, as ek mediteer op U woord, en die woord is altyd op my lippe, sal ek sukses hê. Dis 'n voorbeeld van 'n man. Volgens U woord, Here, in Psalm 1, maak ek 'n besluit en ek sê, Here, al het ek nie genoeg om te eet nie. U woord sê, Jeremia 29 vers 11 of 12. Want U planne vir my is om vorentoe te gaan. U planne vir my is om 'n goeie toekoms te hê. Weet julle wat? As daai skrif begin maal hier in jou binneste, dan kom jy op 'n plek in jou lewe waar niks jou kan keer nie. Dan kom ek sê gou vir jou, ek en jy is onder die sambreel in the rulership of Jesus Christ. En wat die duiwel wil doen is, my boetie en my sussie, hy wil jou onder die heerskappy van Jesus Christus, wil hy jou uithaal. Jy sien, want wanneer jy onder daai sambreel nie meer is nie, dan het die vyand reg om jou te tackle. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy is saam met Christus in hemelse plekke. Die woord van die Here kom en hy sê, we are seated with Christ in heavenly places. En ek dink net vanmôre wil ek dit by jou los, dat jy moet verstaan, dat God 'n groot ding deur jou wil doen. Maar ek en jy moet op 'n plek kom waar ons sê, Here, more of you and less of me. Luister my boetie en my sussie, dis wat ek voel in my gees, is dat God sê, jy moet opgewonde raak. Maar dit gaan jou 'n prys kos, dit gaan kos dat jy jouself neersit, dit gaan kos dat jy op 'n plek kom waar jy sê, Here, ek gee nie meer om of ek genoeg het nie, ek gee nie om of ek gesond word of nie, maar waarom ek omgee, Here, is om U te verheerlik in elke situasie. Wat sê ek vanmôre vir jou? Ek sê nie, jy moet opgewonde raak, as daar slegte goed met jou gebeur het. Wat ek vir jou sê is, raak opgewonde op die woord van die Here. Wat is daar in die lewe, my boetie en my sussie, wat ek en jy kan doen, om die liefde van die Here te verdien? Daar's niks wat ons kan doen nie. Wat is daar wat ons kan skei van die liefde van die Here? Sal die moeilike tye in jou lewe? Definitief nie. Sal dood ons skei? Definitief nie. Maar weet jy, my boetie en my sussie, terwyl ek en jy op hierdie aarde is, kom die Here en hy sê, ondersoek jou hart. Jy sien, wanneer ons olyfolie wil hê, dan moet ons maar die olywe druk. Nee, dan moet so 'n bietjie drukking wees. En ek wil vir jou vra, wees 'n bietjie eerlik, my boetie en my sussie, as die lewe jou so bietjie druk, wat kom uit? Wat kom uit jou binneste uit? Wanneer jy 'n offense vat, wanneer iemand iets doen aan jou, wat doen jy? Wat kom uit jou uit? Kom daar liefde uit? Kom God uit? Kom Jesus uit? Of kom daar woede uit? Jy sien, ek en jy is almal in 'n proses. Ons gaan nooit ophou leer nie. Maar wat ek vir jou wil sê is, jy moet die woord van die Here vasgryp.
en sê, Here, ek gaan nie laat gaan, tot U my seën nie. Ek gaan op 'n plek wees, Here, ek gee nie om, of hulle my in die tronk gooi, Here, ek gee nie om, of hulle my lewe wil vat nie. Een ding sal ek weet, en dat ek sal mediteer op U goedheid. Hoeveel kere die Here nie al vir jou deurgekom? Elke week stres ons. Elke maand is ons so bekommerd, God gaan nie deurkom nie. Prys die naam van die Here, dan kom hy deur. Ek sê nie vanmôre vir jou, wees bly in jou moeilikheid nie. Wat ek vir jou sê is, rejoice in the Lord. Weet een ding, dat wanneer ek en jy op 'n plek is, waar ons die woord van die Here vasgryp, en waar ons mediteer op God se woord, gee ons die krag om te deurstaan. Jy weet, baie keer preek ons van die preekstoel af, oh, the anointing of the Holy Spirit, the anointing. Maar weet jy wat, God het ek en jy gesalf, om sterk te staan. Ja, hoor die woord van die Here. He anointed us to stand strong through trials and tribulations. En weet jy wat, ja, daar gaan trials and tribulations wees. Die Here sê, in hierdie lewe, gaan julle moeilike tye hê. In this life, you will have it difficult. Kyk as hulle Jesus gekruisig het, en hom verban het, hoeveel nie te meer sal dit met my en jou gebeur. Ek wil vanmôre vir jou sê, vat hoop, hoor gou boetie en sussie, jy is opgeroep vir meer, en ons is opgewonde oor siele, maar ek voel net vanmôre om hierdie met jou te deel. Gryp God se woord aan. Wat is daai skrif wat jou opgewonde maak? Wat is daai skrif? Jesus, Here, dankie dat die woord sê, Hebreërs 11 vers 6, Here, dat as ek glo dat U God is, en dat ek U soek, en dat ek glo dat U 'n beloner is van die wat U soek, Here, weet ek dat U my sal beloon, want U woord sê so. En ek vat daai woord, ek bære dit in my hart, en ek laat nie toe, dat enige omstandighede my enigsins anders vertel nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, as jy kind van God is, hou vas, hou uit. Een van die dae, terwyl ek so na die wolke kyk in die agtergrond, daar sal 'n dag kom waar ons Jesus Christus op die wolke sien. En die woord sê, elke mond sal bely, en elke knie sal buig, dat hy die Here van alle Here is. Daar kom 'n dag, wat Jesus kom in Openbaring kom, en hy sê, hy kom, en wanneer hy kom hy met 'n beloning, om vir elkeen te gee, volgens sy werke. My boetie en my sussie, wat sê ek vandag? Ek sê, hou uit, hou vas aan God se woord. As jy sukses in hierdie lewe wil hê, sy naam is Jesus, hou vas in sy woord. Daar kom tye in my lewe ook, wat ek voel om op te gee. Ek dink elke persoon voel so. Maar weet jy wat die Here sê, in plaas daarvan om op te gee, rus. Baie keer kan ons net rus, gaan net in 'n rus en sê, Here, ek bid. Ek gaan ophou rondhardloop, ek gaan ophou probeer om mense te impress. Al wat ek gaan doen, Here, ek gaan nie soek. Ek wil vanmôre vir jou sê, fokus op Jesus. Daar's so baie probleme, en as ons aanhoudend net gaan kla oor ons probleme, wil ek vir jou sê, niks gaan verander nie. Maar as jy so sterk in die Here raak, as jy so kragtig in die Here raak, dat wanneer daar slegte goed gebeur, jy God se woord aangryp, wil ek vir jou sê, kan die duiwel niks aan jou doen nie. Ek bid vir jou, Jesus is ongelooflik lief vir jou. En ek wil vir jou sê, ons verloor nie, prys die naam van die Here. Ons lees die boek van Openbaring, en die woord sê, ek en jy verloor nie. Ons regeer saam met Jesus Christus eendag. Dit moet ons ongelooflik opgewonde maak. Hierdie plek, hierdie aarde wat ons nou sien, it's not going to be forever. Daar gaan 'n tyd kom, wat die Here alles gaan vernietig wat ons sien. En ek wil vir jou sê, Jesus kom weer. Wees reg, ondersoek jou hart, hou vas aan God se woord. Dit gaan nie vir ewig so wees nie. Ja, jy is opgeroep vir meer, en ek wil vir jou vra, bid saam met ons. Ons wens siele vir Jesus, ja,